Groete familie in die wonderlijke naam van die Here. Baie welkom vanmiddag by die huis. Het u gehoor van die program? Het u gehoor met Pastor Zamaro Klase? We are the founders, senior leaders of our local assembly in Montague, Mission of Christ International Ministries. En ons dank die Here dat die Here hierdie program by mekaar gebring het. Na vele uitdagings laasweek, ek het die beloof ons kom sterker en beter terug. Baie welkom aan almal wie vanmiddag ingeskakel is, to all our viewers far and wide, beyond the borders of our own beautiful Montague. You are greeted and you are welcome in the wonderful name of Jesus. I believe we're going to have a blessed time this afternoon. Alongside me, as you've noticed, I have my beautiful wife, my divine helper in ministry, and I thank God for the gift of this woman. Ek glo, jy gaan vanmiddag hierdie program, it's as powerful. Ek wil toch 'n beroep op u doen. Maak tyd, this program is gonna bless you, it's gonna bless you. Mag die Here vandag u seën. Baie dankie vir u wat ingeskakel is. The Lord bless you. Over to my wife. Groete in die mooie naam van die Here. Ek is Dieter en Klase. En weer eens welkom by die tweede episode van Het jy gehoor met Pastor Jay. Die program waar elkeen se storie ewe belangrik is. Drop vir ons 'n comment, share hierdie live video en sit 'n comment in as jy 'n versoek het waarvoor ons moet bid. Die doel van hierdie program is om iemand se storie daar buite te kry, sodat iemand anders se lewe daardeur getransformeer kan word. Ons hoop dat hierdie episode gaan nog beter wees as die eerste een, en ons hoop jy gaan saam met ons hierdie journey deelmaak. Die Here seën. So
Jesus naam. Welkom by die tweede episode van Het jy gehoor met Pastor Jay. Ek is Dedery Klase en is 'n voorreg vandag om vir Sister Marilyn Antoni by ons in die ateljee te hê. Sister Marilyn is 'n professionele verpleegkundige, 'n bobaasbakker in die beheerliggaam van hulle bediening. Meer as alles, sy's 'n staatmaker in ons gemeenskap. Sister Mary, soos almal jou noem, welkom by Het jy gehoor. Sister Mary, gee ons so 'n bietjie agtergrond. Wie is Marilyn Antoni? Goeiemiddag almal. Vandag is 'n groot voorreg om deel uit te maak van hierdie program. Baie dankie Pastor Jamaro vir die geleentheid, Sister Klase, vir die geleentheid wat julle vir my bied. Ek is Marilyn Antoni, my nooienspan was Skippers. Ek is 'n boerling van Montagie, groot geraak in die strate van Montagie, my lewe uitgelewe in Montagie. En ek dan skool gegaan by Biaresou. Na Biaresou het ons Esprit toegekom, van Esprit af het ek my hoërskoolloopbaan by Esten Sekondêr gaan begin, waar ek 1991 my matriek gedoen het. Dit was nie altyd maklik nie, maar met die regte steunpilaar, 'n moeder wat altyd vir ons daar was, sê dankie vir die Here, wat altyd ons ondersteun het vir my en my suster. Sy het alles gedoen om net die beste vir ons te gee. Na my skoolloopbaan, ons almal het ideale, ons almal het begeertes. En ek het geweet, my mami kan nie altyd voorsien nie. Na school het ek gaan werk, ek het op plase gewerk. Die lekkerste gedeelte was Vrydag vir my, as ek hy breinkoevertjie kry. Na dit het ek gegaan en ek het by Spar begin werk. Ek het gewerk as 'n kassier. Eendag het 'n skoolmeneer ingekom, want ek het sommer na skool gaan werk en ek staan tussen die 3 tille. En hy het gevra, wat soek jy hier? En ek wou my ontstel, maar ek het maar net gedink, as u weet hoekom ek vandag hier staan, sou u nooit dit vir my gevra dit nie. Ek het maar deurgegaan, uitgehou en aangehou. My begeerte was, my ma het nie geld gehad om my te laat leer nie. Maar ek het gesê, ek wil 'n nurse word of 'n maatskaplike werkster. En vandag dank ek die Here, ek is sommer al 2 in 1. Die Here het vir my voorsien, ek het 1993 het ek gegaan na Sarepta, waar ek met ou mense gewerk het. Sarepta is ouerhuis vir 7 jaar, het ek met bejaardes gewerk. Ek het probeer om in te gooi vir opleiding as by die nursing, maar dit was nooit suksesvol nie. 1999, ja, ek en my man het getrou, 1995, en 1999 toe maak sy werk toe, en hy sê vir my, maar hy gaan huis toe kom. Ek het vir hom gesê, gaan huis toe, ek gaan nog bly, want ek wil graag my jaar voltooi. Ek het huis toe gekom. In die Grote Kaap kon ek nie my ideaal verwesenlik nie. Die Here stuur my Montagie toe. En net voor die sluitingsdatum submit ek my aansoek. En ek is gelukkig om te gaan studeer as 'n nursing assistant. Daarna was dit nie maklik nie, want ons was die groep wat nie gepay het nie. Ons moet maar deel. Ons moes maar gekyk het, hoe gaan ons koop, maar deur dit het die Here my gedra. 2007, toe gaan doen ek my staafnis. 2010, toe doen ek my sisterskursus. 2012, toe gaan doen ek 2014 toe gaan doen ek my kraam. 'n
'n moeilike tyd 2014. Die 10de November verjaar ek. Daai naweek was ek by die huis en daai maand Sondag gaan ek terug. En my suster raak baie siek. En ek vat dat hy Sarda aan die hospitaal toe. En ek sê vir die persoon by my, ek weet nie of my suster dit gaan maak nie. En ek huil daai aan, want ek weet my suster gaan nie terugkom nie. Tot my verbasing, bel sy met die Sondagoggend. Sis, jy moet my kom haal. Ek is ontslaan. En ek het besef, dis net die hand van die Here wat dat hier die nacht gehou. Sy klink heel anders. Die Sondagmiddag het ek weer na die stad gegaan. Ek het nog van gewyn. En die Sondagmiddag was het my laaste groet. Terwyl die maandagoggend aanbreek 10 November van my verjaarsdag en niemand wist my nie. Gaan my klas toen ek sit in die klas en 'n gevoel kom oor my en ek sê nee Here, dit kan nie so. Die gevoel kan nie oor my kom nie. En ek vertel van my mede-kollega, my suster is baie siek. Nie lang nie kom ons toe en sy roep my. En ek dink as dit die manier is hoe hulle vir mens geluk sê, dan weet ek nie. Tot die oomblik aangebreek het wat ek in die klas gekom het. En sy sê, my suster het die lewe verlaat. Dit was moeilik, maar as dit nie vir die Here was nie, dan weet ek nie. Deur dit alles het die Here ons gedra. My man was my support system en ek dank die Here vir hom. Dat hulle altyd hier daar was vir my. Ja, Sister Mary, wat is mooi. Sister Mary, kan u nou, in die tyd het jy siek geraak, of 'n rukkie daarna. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Ja, dit was moeilik, soos 'n mens weet. Ons is in die nursing. Ek het my 2 afdae gehad. Die Woensdag het ek net gelê, want ek het siek gevoel. Ek kon geen afspraak by 'n dokter kry nie. Ek het gelê en die Donderdagoggend het ek opgestaan. En ek het beter gevoel. Ek kry so groot lag. My dogter sê, soos hulle nie wou hê dat 'n ma moet siek wees nie, hulle glo nie. 'n ma kan ook siek raak nie. Sy sê, mami is nie siek nie. Mami sit nou weer aan. Die Donderdag is ek beter en ek probeer 'n afspraak kry, maar nog steeds nie. Soos gewoonlik gaan ek Vrydagoggend as ek maar weer in my werk. En dit druk Suster Deidre soggens mos. Dis die dokters rond is. Dit is alles. En terwyl ek by die tafel sit, kom die pyn nie agter my blad weer. En ek telefoon op en ek sê vir die ekstraal beampte, ek wil graag 'n ekstraal doen, want ek is nie okay nie. Dokter gaan my die papier uitskryf. En sy sê, fyn. Maar my werk lê opgepaal op die tafel. En ek sê, nee man, ek kan nie my werk los nie. Ek moet maar eers klaar werk. En net iets vir my sê, moenie ongehoorsaam wees nie. Ek het my goed neergesit. Ek het gegaan vir die ekstra. Ek het dit vir die dokter kom gee. Hy het teruggekom, hy het my gekyk. En hy is na die ongevalle toe, ek is saam. En nou soos jy weet as 'n nurse, wanneer iemand anders roep, en hy roep nog die derde dokter, dan sê dit klaar vir jou iets is die regie. En onmiddellik dink ek om die woorde wat my dogter gesê het, en ek huil, en Dr. White sê, Suster, moenie huil nie, alles gaan reg wees. En terwyl hulle 3 so voor die plaas staan, kyk hulle, kom my matrone later na my toe, en sy sê, Suster, pak maar jou goedjies en huis toe gaan. Al
alles is gereël. Jy moet maandagoggend by Medikliniek inboek vir verdere toetse. Maar deur dit alles het die Here my gedra. Op die plaat het hulle gesien, daar's 'n gewas op my long. En ek moes Medikliniek toe gaan, om te gaan uitvind, is dit kwaadaardig, of is dit nie kwaadaardig nie. Dank God, dit was nie kwaadaardig nie. Hulle het gevra, wanneer moet hulle die operasie doen? Ek sê so gauw as moontlik. In April maand het die operasie geskied. Vandaag kan ek net sê, as het nie vir die Here was nie, dan weet ek nie. Net sy hand en sy hand alleen. So waar die hand van die Here was oor jou. Mary, jy het jou eggenoot en jou dogter kort na mekaar verloor. En as ek reg nou, as jou eggenoot gediagnoseer met kanker, watter tipe kanker was dit? Ja, dit was kanker esophagus. Okay, so hy het dit gehad. Esophagus, ja. Die dag toe hulle die diagnose maak, was jy by hom. En in ag geneem jou mediese agtergrond, toe jy die diagnose hoor en weet wat die pad sou wees wat hy moet loop, wat het deur jou gedagte gegaan daai dag toe jy die diagnose hoor? Jy sien, 'n mens is mos altyd 'n bietjie stubborn. En soos jy gesê het, 'n boba's kook, ek hou mos van kook. Ek het agtergekom teens sal van altyd sy kos opgeëet het. En dan sal hy vir my gesê, dit skep vir my nog in, ek wil saamneem, weer toe. En ek het agtergekom, teens eet nie sy kos nie. Die bord kom weer terug, net 'n bietjies geëet, en die bord kom terug. En ek het begin sleg voel. Ek het gedink, as my kos nie lekker nie, wat is fout? En toe dit weer gebeur, toe vra ek my, hoekom eet jy nie jou kos nie? Wat is fout? En net hy aan, toe sê hy vir my, maar my keel is seer. En hy sê vir my, kyk gou in my keel. En ek lag met my foon en ek kyk in sy keel. Al wat ek vir hom gesê het, teens, dis baie rooi. Maar ek kan sien wat binne aangaan nie. Ons moet 'n afspraak maak, sodat jy by die dokter kan uitkom. En daarvan het ons die afspraak gemaak, en ons pad het begin. Dit was nie lekker nie. Dit was nie lekker nie, omdat ek elke dag met sulke tipe gevalle deel. Ek het my eintlik voorberei vir die eerste. Hy het gegaan vir sy gastroskopie. Hy het uitgekom die dag. En hy het die blaai vir my gegee. Ons het weggery, hy moes toe gaan na Padket toe, waar hy die bloede gaan trek, en ek sal nooit die dag vergeet nie. Ek het die blaai gevat, en ek het gekyk, en ek het gesien, my pastoorsvrou was by my. Al wat sy vir my gesê het, moenie heilie, hy gaan weet, jy weet iets. Hy het weggestap terwyl hy die bloed gaan trek, en ek het my trane afgevee, want ek het gesien wat die einddiagnose is. Ons journey het begin. Nadat ons bevestig is die kanker wat hy het hy begin met sy chemo. Hy begin met sy bestraling. Maar deur dit als deur ons pyn, deur ons seer, was die Here vir ons goed. Ek is in my werk die dag, en my foon gaan af, en hy betaal 'n X bedrag in my rekening in. En ek sê, wow, en ek tel my foon op, en ek vraag die geld. Hy sê, ja. So dat was seer, maar die Here het ons nie vergeet nie. In ons pyn, in ons lyding, het hy gedink aan ons. Teens wat het begin, hy was so gelukkig die dag, toe hy die klok lei, en het is verby. Sy chemo,
sy bestraling is klaar. Hy het so gelukkig, hy klop gelei. En hy was by die huis. Hy was by die huis. Hy was by die huis en toe moes hy weer beginne werk. Maagmand. Hy het maagmand gewerk. Ja, January maand het ek COVID gekry, maar hy nooit COVID deur sy swak immuun het hy dit nie gekry nie. Ek het ver van hom afgeblei. Na maand het ek teruggegaan werk toe. September het ek vakansie gevat. En hy het vir my gesê, na die tyd toe sy vakansie so besig is om te gaan, het hy gesê, ek voel nie lekker nie. Ek het vir hom gesê, dis nie nodig dat jy moet gaan werk nie. Dis nie nodig dat ons gaan terug dokter toe. En die dag is ons terug dokter toe. Ons is terug en dokter het hom afgesit. Dokter het hom afgesit. Vir die eerste keer 17 Oktober. Die week voor dit, die woensdag en die donderdag moes ek gaan werk het. Ek het die dag opgestaan. Ek het gekyk na hom op die bed en ek het gesê nee. Ek het my foon opgetel en gebel vir die eerste keer in sy siektyd. Het ek vir hulle gesê ek kom nie in nie. Ek het die woensdag en die donderdag het ek na hom gekyk. Die naweek was ek by die huis. Vol bekommernisse. Hoe gaan ek maandag maak? As ek gaan weer, wie gaan ek teenskyk? Maar ek is so dankbaar vir mense in my lewe. Sister Visser het die dag van my gesê, nie worry nie. Ek gaan maandag en ek sal na hom kyk, terwyl jy in die werk is. Die maandag het ek nog landstyd huis toegekom. Ek het by die winkel aangedryf om 2 Powerades gekoop. Ek het in die stoel gesit, ek het gevra, jy fijn, hy het gesê, hy het nooit gekla nie, deur sy omstandighede, het hy nooit gekla nie. Deur sy pyn en sy ongemak, wou hy nie ons nog bemoei het nie. Ek is terug weer toe, en voor 6 het my sy my gebel, ek moet kom, hy is nie oké nie. Ek het huis toegegaan, en hy het weer vir my gesê, is oké. Hy het op die bed geleen gesê, is oké. Ek het langsom gaan leen, en soos jy weet, 12 uur skof, dan is een mens moeg. Ek moes geslijmer, het sieke slijmer gevangen. En Sister Everal het nog vir my gevraag, gaan ek saam, ons moet gaan goed tel. Toe sê ek het ons gesê reeds in die tyd van teense siekte, moet hulle my maar verskoon. En seker maar die Heilige Gees wat dat teruggestuur het, sy teruggekom my aan. En ek en hy op die bed het op die bed geleen. En sy het by ons voete gestaan. Teens het begin hoes en toe lig hy op en hy steek sy hand daar uit. En sy roep my en ek is dadelijk op. En ek sprong somme om na hom toe en ek sê, Damien, pastors moet hom by die hospitaal kry. Toe sy die halwe bloed, ek het dit nie verstaan nie. Maar ek het na tyd vir dokter gevra die oorsaak, waar hulle vir my verduidelik het. Ek is so dankbaar vir my collega's. My collega's wat my nie tyd gedraad het. Ons het ingegaan by die hospitaal. Ek het hom daar op die bedjie neergesit. Ek het gevoel, ek is self 'n nurse, ek wil nie vir hulle verseer in die uitvoer van hulle pligte nie. Ek gaan maar uit, laat Damien wag. Ons het buiten ons kar gesit. En Damien het ewe skielik
stroom by ongevalle en het op sy knieë gaan sit en gesê, my pa, en ons het hysteries ingehol, ek sien het nog daar by die toon, by die tafel die lesenaar geskree, my pa, en ek het van gesê, alles gaan alright wees, hy is okay, want die konvers is daarom nog oorom. Sy laatste woorde aan Damien was, moenie worry nie, dit gaan nie meer lang wees nie. En op grond van die woorde het Damien uitgekom na ons toe. Ek het hom die aand gelos. Ek weet nie, tot nou nog te wonder ek my, hoekom het ek nie gebly nie? Ek weet net nie hoekom nie. Ek het hom die aand gelos, maar ek het hom gelos met die wete dederheid, dit is nie tot ziens nie. Ek gaan morgenoggend weer na hom toe. Die nacht het gegaan. Ek was vroeg op dinsdagoggend. Ek weet hoe lekker in Montreux Hospitaal se gang, soos ons die ou A-blok ken, soggens besig, skoonmaak, spille trollies is als. En ek het gevoel die oggend, ek gaan eers half 10, wanneer alles klaar is. Maar dit was nie vir my bevoorrecht. 8:45 het ek die oproep gekry. Sister kom. Sister kom hospitaal toe. Kom dadelik. Ek het gegaan dederij, maar hy was klaar weg. Gaan ek asof hy slaap. Het was baie seer. Baie pijnlijk. Maar ek het geweet, hy is beter af. Ek het drome gehad. Ek het gedink, ons gaan saam oudlaat. Ek het gesien, hoe sit ons twee saam. Ek het ook drome vir ons twee gehad. Maar wat? Die Here het hom verlos van baie pyn. Want ek kom vir hom weer vandag gedien. Die Here het self hom verlos. Met mooi gegaan. En daarvoor is ek die dankbaar. So waar is Mary? En ek dank God vir haar leeftijd saam met hom nie. Dis ook my Here jou die berusting gegee het om huis toe te gaan. Sister Mary, na al die het jy jou dochter verloor in 'n motorongeluk. So stap ons so bietjie deur. Die Here se hand het jou regtig staande gehou. Stap ons so bietjie deur jou dochter se gebeure. Ja, dit was Maxine. Ek het gedink na pa se dood gaan ons twee buddies wees. Ek het gedink sy gaan my beste wees. Ek het gedink ek gaan by haar af. Baie goed van my pa nou langs kom, ek word graag met haar deel. En miskien vir haar gevraagd, Maxine, wat doen jy? Ek wil net so, ek het gedink ons twee gaan nou lekker operate. Maar dit was nou anders besluit. Maxine was my enigste dochter. Toen ek die 18 had, toe verstaan ek nie. Toe sê sy vir my mami, ek wil 'n saalparty. En ek het dit nie verstaan nie. En ek was kwaad. Hoekom 'n saalparty met hier aan 18? Maar wat, ons het die party gehou vir my kind. 'n saalparty in Springs het ons het gehou. Hulle het 'n salei waar die jong mense in Naweek ingeboek was. Ek het dit nie verstaan nie, dederheid. Maar na alles toe verstaan ek het. Baie lief vir 'n fotoshoot. Baie lief gewees. Maxine was 'n baie stil, maar eintlik bietjie hardgebak ook. Sy challenge op die skool gehad. Daar was kinders wat van geboelie het.
sy het vir my gesê, Mami, ek weet nie, of ek wil klaarmaak, of ek wil aangaan nie. My woord daarna was, Mekkie, jy moet iets doen. Jy moet iets doen. En ons het dadelijk begin, Dederie. Ek kan sê na Nana, Abby, as die donderdag op stap toe, na die college toe, waar ons Maxine in gaan skryf as a beautician. Sy was so in ekstase oor dit wat sy mee gaan begin. Haar woorde aan my na Nana was, vir julle twee gaan ek eers mooi maak. Ons het alle goedjies gedoen die donderdag. Terwyl ons terugry uit Simonstad uit wat ek by die sirkel kom, by Musenburg, sê sy wil nog N1 toe gaan. Terwyl ons reis sit sy daar, sê sy, laat ek van my pa se musiek vir julle twee insit. En sy sit 'n lied van haar pa vir ons op. Sy sê die woorde aan my vrou, weet jy wat jy ry? Jy ry 2.8, so jy kan maar trap. Jy kan maar trap. Ons het ons goedjies gedoen by die N1 en ons is huis toe. Ja, Dederie, die Saterdag, Sondagmorgen het sy my kom opklop. Want die persoon wou nie haar foon gee nie. En ek was kalm, want ek het gesê, ek moet Sondag nog minister. Ek was kalm, ek het uitgekom en ek onthou die kar wat Damien gehad het achter my kar gestaan. En ek kan nie die kar uittrek, maar wie die Here bestuur het, laat hy met die Jarissie aangery kom en ek sê, trek goed die kar uit. Die oomblik toe my kar uittrek en ek gooi my kar se ligte, toe lê my kind se foon. 'n dierfoon wat sy ons nog gekoop het in die middel van die pad. Ai, en ek sê die aan van Bekkie, daar lê die foon, tel hom op. Maxine sê, nee mami, dit was ons twee se laaste dryf, hy nag, hy môre hier. Sy sê, ons ry, ek soek hulle. Ek sê die aan, soek hulle, ek ry die hele mond, die ogen met haar. Ek sê, wat wil jy maak my kind? Ek sê, nee, kom ons gaan huis toe. Ons het huis toe gekom. Ek is in die kamer in. Ek het op my bed gaan sit, ek weet, ek het my voet so teen die muur gesit en ek het begin bid. Ek het gehuil, ek het gesê, Here. Maar ek het nie geween. Ek het gesê, Here, nee, dit kan so nie. En ek moet die Sondag moet ek bedien en ek betitel my boodskap. Jesus wat ons in die lewe maak. Terwyl ek bedien, die Sondag, sing ek nie die lied, huis toe nou, ek wil sonde ontvlug, sal die liefde my omvang, Here kom terug, en wat ek so sien ek my kind en my sien en Damien kom so in by die kerk, en ek sing aan een, en in my gees van het, en ek sê, nee, Here, vir wie sing ek huis toe? Vir wie sing ek huis toe? En ek sny af, en ek kom by die huis, en ek sit nog weer, vat my gitaar, en ek speel so bykie, en ek sing weer die lied. Hy bly by my, en nou die tyd aangebring, ons twee moet ry, want ons moet maandag moet sy begin, by die college. En die dag, sê kom ek sien, Fernando kom, en ek sê praat met haar, sy wil nie ry nie, en Limpie sê, Nana los, en ek vat as ek sê, kom Bekkie, en sy so sleeveless stop aan, en ek kyk in my kind sy gesig, en ek sê, wanneer die so'n kop, sê ek myself, en so mooi jong dochter, ek kyk na haar arms,
aan mami se arm sê. En sy sê, mami, Reina, ek en Boeta sal maandagoggend kom. Ek ry die Sondag weg, baie hartseer. Ek sê even toe by die tunnel, so na die tunnel toe gaan, sê ek vir my pastoorsvrou, ek is lus en los my werk en geniet my geld, want die kan ons stel alleen so te weer. Ek het 'n plan gehad as ek die aand op die bed sit, maar ek wil sê niemand pla my nie. Ek is op verlof. Ek het nooit daarby uitgekom om vir die boodskappe te stuur nie. Tot ek die oproep, die oggend kry. Ek was hysteries. Ek wou net in my kar klim en ry en huis toe kom. Ja, mense, die oggend verstaan ek soos die mense sê. Daar was soveel baie uitlatings oor my, oor ek nie op die ongelukstoneel was nie. Maar elke dag besef ek, die Here het my gespaar vir baie. Ek weet as ek op die ongelukstoneel was, sou ek nooit hier gesit het vandag nie. Ek sou seker al 'n paar keer ingeboek het, maar ek besef hoe lief het die Here my gehad. Hy vat my liewer weg, dat ek die pyn van my kind se dood is klaar echt. Hy wil my die dubbele tragie gierig gesit het nie. Hy vat my weg. Toe wonder ek dit nie verstaan het nie. Het God 'n plan gehad, hoekom hy toegelaat het, dat ek moes ry. Ek het teruggekom die maandagoggend. Ek het my kind in Woester se forensiese eenheid gaan uitken. Sy het mooi gelyk. Sy daar gelê. Dit het gelyk sy slaap. Hoe sou ek voel as ek my kind in hy wrak moes sien? Hoe sou ek dit hanteer het? Dit is baie seer. Maar ek besef die seer is nie my oorsaak nie. Maar die genesing is myne. Ek kan nie help wat het met my dogter gebeur het nie. Ek is vir niemand kwaad nie, maar al wat ek wil gehad het, my kind gaan in nou vir 3 jaar. Kom sê vir my, dat het gebeur. 'n Simpatie was min, dat het nie gebeur nie. Ek is 'n mens, ek sou miskien net dit wou hê. Kom sê vir my wat het gebeur, want heiliglik is die boek nog oop. Ek kan nie die boek toemaak nie, want daar is nog te veel onbeantwoorde vrae. Maar deur genade, as het die sy hand was nie, dan sou ek het nie maak nie. Maar ek is dankbaar vir die Here, dat hy my elke dag dra. Hierdie week in my werk was baie emosioneel. 'n moeder kom hysteries in. Ek moes my trane afvee, want hy het nie jare gesien. Het hom nou opgehaal. Wie sit ek, wat die dogter verloor, dat het memories teruggebring. Maar die Here, soos die lied sê, hy het my onthou. Hy het my onthou. Hy het geweet waar ek moet gaan. En ek is dankbaar. Ek is eintlik dankbaar vir die Here, dat hy my hand vashou het, en dat ek nog nooit besluit het om my hand uit sy hand te haal. Suster Mary, baie dankie. 'n laaste vraag, en dan wil ek hê u moet sommer die kykers so 'n bietjie bemoedig, vir iemand wat deur soveel leed gekom het, en iemand wat soveel seer het. Suster Mary, was daar ooit 'n stadium in die hele gebeure waar jy die Here blameer het? En ek vra jou die vraag, want baie mense, as hulle deur soveel seer het, is die eerste vraag, waar is die Here? En dan draai hulle weg, want dit kan nie wees dat die goed dit aan hulle doen nie. As jy vir ons net daar kan antwoord en ons kykers net so in kort bemoedig.
oomblik het ek nooit die Here blameer vir my omstandighede nie. Ek het nooit was ek kwaad vir die Here nie, want die elke man het die Here net sy hand in my lewe geopenbaar. Ek is ook nie bitter nie, vir niemand is ek kwaad nie deur, want hoe kan ek sê, ek het by God uitgekom, maar had die een wat dit aan my gedoen het. Ek wil hom net in die oë kyk en sê vir hom, hy is dieselfde Jesus. Ek sê baie keer vir mense wat spartel, ons weet nie wat ek deurmaak nie. Ons ken nie sy pyn nie. Dit is seer vir my. Ek het my dogter verloor, maar ek weet nie waarmee worstel nie. Ek weet nie waarmee hy worstel nie. Vir iemand wil ek vandag sê, is nie nodig om in die omstandighede te gaan sit nie. Is nie nodig om in sak en as te gaan nie. Die ironie van die saak is, Montegie, baie het gedink, dit is klaar met my. Baie het gedink, dit is verby met my. Maar die Here het in die môre gekom en het vir my nuwe krag gegee. En toe hy vir my krag gee, deur al my pyn en deur my seer, toe gee hy vir my arendsvlerke. En toe hy vir my arendsvlerke gee, toe gaan ek, toe vlieg ek hardloop sê, en ek word nie moeg nie, want ek het my vertroue in die mens gesit nie, ek het my vertroue in die Here gesit. Hy het my onthou, en daarvoor is ek so dankbaar. Suster Mary, baie dankie. Om jou storie te vertel was nie maklik nie. Kykers, drop 'n comment as jy kan relate, as jy deur is en jy struggle, luister hierna. Hierdie is 'n storie wat gehoor moet word. Ons gaan onmiddellik oor na ons sangers wat ons gaan lei na die woord van die week. Mag dit geseën wees.
Wonderlijke groeten uit die prachtige mondjie vanmiddag. U is gegroet in die mooie en die onveranderde naam van Jesus. Die naam wat nog steeds in die besigheid is om te red. En wat nog steeds in die besigheid is, die naam wat jou vry maak en jou verlos van sonde. U is gegroet in die onfeilbare naam vanmiddag, familie. Alle kykers vanmiddag, u is gegroet waar u vandag sit, lê of staan. Waar u vandag as familie saam na die program kyk. Halleluja, u is gegroet in die mooie naam. Greeting to those who are tuned in this afternoon. And I believe the word of God will bless you this afternoon tremendously. Hallelujah. Open up all your hearts to receive in the name of Jesus. Hallelujah. Wonderlijke groete. Ik deel met u vandaag baie kort gedagte in die boek van Johannes hoofstuk 21. Johannes hoofstuk 21, baie bekende gedeelte. Die verskyning van Jesus aan die disciples by die see van Tiberias. En ek lees vir u, halleluja, die 6de vers. My God. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die sluit en julle sal kry. Hulle het toegegooi en die menigte van visse was er nie meer in staat om dit uit te trek nie. Daarop sê die disciples, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Ek wil vanaand met u vinnig praat vir 5 minute oor die naaktheid. Halleluja, oor die naaktheid. Hier gebeur 'n baie powerful ding vir my in hierdie hoofstuk. Nou as u vir Petrus die geskiedenis verstaan, was hy 'n bekwame visserman. 'n bekwame visserman. Maar die Bybel sê hierdie spesifieke nag gebeur daar iets, dat hulle hele nag op die see was, maar hulle kon niks vang nie. My God, hulle kon niks vang in die nag nie. Onthou, bekwame visserman, maar kon niks vang nie. My God, maar Jesus staan op by die toneel en Jesus sê, my kinders, het julle niks gevang nie. Hulle sê, Here, ons het niks gevang nie. Hy sê, maar gooi julle nette aan die regterkant. Jy sien, sommige van julle, halleluja, moet uit die gemaksone uitkom. Halleluja, van jy het gewoond geraak aan die omstandighede, jy het gewoond geraak aan die situasie. Maar vandag wil God jou uit die comfort zone uitruk en vir jou sê, hey my kind, gooi jou net aan die ander kant in. Die Bybel sê, toe hulle posisie verander. Halleluja, die Bybel sê, was die visse so baie, dat het was moeilik vir hulle, om die nette uit die see uit te kry van wees, die menigte van die visse. Ek wil vandag vir iemand sê, it is your time to change your position, to get out of your comfort zone. Hallelujah. Die Bybel sê, and men were created in Genesis 1:27, and men were created in the image of God. Terwyl ek in die week met God praat, stilte daar, sê die Here vir my, Jamaro, I need you to walk in my fullness. I need you to walk in my purpose for your life. En ek wil iemand vandag encourage. Hallelujah. There's some purpose in you. Hallelujah. But you have to come out of the comfort zone. Hallelujah. Die Bybel sê, as jy verder lees in die woord, die Bybel sê, en Petrus was naak. En Petrus was naak, sê die woord. En die disciples sê, dis die Here wat met ons praat. Terwyl Jesus die vraag vra, my kinders, het julle dan niks? Het julle niks om te eet nie? Jou naaktheid en die manier om jou uit te put. Jou naaktheid en die manier om die moegheid aan jou na vore te bring. Halleluja. Bybel sê, en Petrus bedek sy boelichaam. Halleluja, hy bedek sy boelichaam en hy werp om in die see. Menige maal het God al met jou gepraat. Jy sien, die probleem is van God opdag en jy is nie in posisie nie. Daar sommige van ons wat so gemakkelijk in ons comfort zone geword het, dat ons werk nie eers dat God het sy versteuning gemaakt nie. Menige maal het die Here al met u gepraat.
Halleluja, maar jy het jou hart verhard. Ek wil vandag vir jou sê, daar is nie 'n manier hoe jy jouself vir God kan verberg nie. Maybe you can hide, but you can't run forever. Or you can run either, but you can't hide. En ek weet vanmiddag, weet ek, daar is iemand met wie die Here praat. Ek weet, daar is iemand vanmiddag wat op hierdie live luister. En daar is iemand wat vandag homself vir God wil verberg. Maar die Here daag vandag op. Die Here daag vandag op. Halleluja. Hy wil vir jou iets gee om te eet. Maar ek wil vanmiddag vir u sê, is tyd om jou posisie te verander. Hy wil jou 'n kleed gee. But you have to change your position. And I want to encourage someone this afternoon to get out of your comfort zone. He needs you. He's calling your name. Hy weet waar jy gaan. Hallelujah. He's aware of your trials and your tribulations. He's aware of your suffering. The Bible declares your days of affliction is over. Die dae van vernedering is verby. God tel u vandag op. Halleluja, hy gee vandag vir jou iets om te eet. Nie in die vlees nie, maar in die gees. Wie vanmiddag my stem hoor, moenie vandag julle harte verhard nie. As God se gees vandag met jou praat, halleluja, moenie jou hart vandag verhard nie. Halleluja, die woord vandag is vir iemand wat voel, ek kan nie meer nie. Die woord is vir iemand wat voel, I have tried it all, Father, but nothing is working out. Halleluja. Maar hy daag vandag op in jou stryd. Hy daag vandag op in jou situasie. Hy daag vandag op, halleluja, in jou vernederende toestand. Hy tel jou vandag op. Hy wil sê, en ek sluit vanmiddag af, en hy sê vir die disciples, gooi julle net aan die regterkant in. I'm pushing you by the grace, hallelujah, die genade wat God aan my gee. I'm pushing you this afternoon. I'm pushing you, ek druk jou vandag aan die regterkant in die gees. My gebede vandag is, as jy vandag voel jy het gebed nodig, halleluja, as vandag voel ek wil my lewe aan God oorgee, stuur vir ons 'n boodskapie, los vir ons 'n inbox, ons staan gereed, die bidders, die intercessors is gereed om saam met u te bid, halleluja. As jy vandag voel, pastor, bid saam met my, wat ook al jou behoefte is, dan vra ek, u drop ons 'n boodskap in die inbox, en ons glo, dat hy sal staat en swakker op sy woord om te volbring. Mag die Here vandag opdaag in jou stryd. Mag die Here vandag opdaag in jou swakheid. Mag hy vandag opdaag in jou ma se lewe, in jou pa se lewe, niggie, neefie, my suster, mag God, my broer, mag God vandag opdaag in jou lewe. Halleluja, hy is getrou en hy is regverdig. Halleluja, mag die Here u seën. May you have a powerful week in the Lord. Walk in His fullness. Walk, hallelujah, in the purpose of God for your life. If you would like to surrender, hallelujah, if you want to come to Jesus, send us a message. Hallelujah, ready. The intercessors is ready to pray for you. Ons is gereed om u na die Here toe te lei. Hey, die duiwel is 'n leienaar. Sê vir iemand, te lank is genoeg. Hallelujah, vir te lank. En die duiwel jou mislei. Vandag sien ek hoe kom jy uit. Vandag sien ek hoe kom mense met 'n comfort zones uit. Hey, vandag sien ek hoe kom die kettings los. Die boeie val af in die naam van Jesus. Ek sien hoe die Here iemand se lewe nou radikaal omdraai. Ek sien in die gees hoe die harte van mense verander. Hallelujah. May your desire be Christ in the season. May your desire is to be intimate with the Holy Spirit. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. Mag God sy woord seën vanmiddag. Ons bid dit in Jesus naam. Hallelujah. My God, kom ons bid saam. Vader, ons dank U vanmiddag vir U woord. Ons dank U, Heilige Gees. It is your word that has the ability, Father, to transform, Father God. Hallelujah. By ons sê, Here, dat die woord, Here, red ons uit ons style uit, Here. Die woord en die kapasiteit, Here, om lewens te restoreer. Die woord, my God, maak mense heel. Ek bid vanmiddag, Heilige Gees, dat die woord verder met mense sal spreek. Ek bid dit
in die naam van Jesus. Halleluja, ek eer u omdat ek weet, u dag vanmiddag op in iemand so omstandighede. Laat u naam my God verheerlik word tot in alle ewigheid. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Hallelujah. My God, we thank you, Lord Jesus. We thank God for his word. Hallelujah. Let's receive the benediction this afternoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.